Goeiedag wat 12 leerders. Welkom by vandag se geskiedenisles. My naam is Merdixen. Hierdie les word aangebied deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in 'n vennootskap met Pakama Research and Development. So leerders, vandag gaan ons te doen hê met opsteltipe vraag, vraagstel 1. Onthou, opsteltipe vraag, vraagstel 1. So ons gaan in die inhoud gaan en ons gaan voorbeelde hê. Wat is 'n inleiding paragraaf? Wat is 'n afsluiting paragraaf? En ons gaan ook te doen hê met wat ons roep in Engels die peel metode op die einde van die dag. Maar leerders, kom ons gaan gou-gou. Wat is die doelwit vir hierdie les? Die doelwit vir hierdie les is leerders moet in staat wees om te weet hoe om vraag 4 en vraag 6 te kan beantwoord. So jy moet die inhoud ken, leerders. As jy nie die inhoud het nie, dan word dit uiters baie swaar om hierdie tipe vrae te beantwoord op die einde van die dag. Dan hoe moet ons 'n opsteltipe vraag beantwoord basis? Eerstens, ons kry wat ons sê 'n inleiding paragraaf. So die inleiding paragraaf, leerders, het basies 3 stappe. Dit beteken 3 dinge moet in daardie paragraaf wees teen alle tye. So die eerste ding wat ons na kyk, leerders, is ons roep dit stap 1. Stap 1 beteken jy moet die standpunt inneem. Dit is die eerste ding. Die standpunt moet ingeneem word en dan moet verwys word na die vraag wat moet gevra word basis. Soos byvoorbeeld, ons kan sien, hulle sê hierso, nou die is nou 3 maniere hoe 'n standpunt kan ingeneem word. Om saam te stem, dit is die een manier, om saam te stem, of om nie saam te stem met die stelling op basis nie. So hierdie is die 2 verskillende maniere. Om saam te stem, om nie, so dit is wat ons roep die standpunt. Dan beweeg ons verder in 'n groot mate. Dis die een manier en die ander is in 'n minder mate. Dan goedkeuring of afkeuring op die einde van die dag. So hierdie is die 6 maniere hoe jy die standpunt kan inneem basis by enige opsteltipe vraag wat aan u gestel word op die einde van die dag. Onthou leerders, ons gaan nou kyk na die 3 verskillende maniere hoe hoe opsteltipe vraag gevra word op die einde van die dag. Dan stap 2, rede. So die rede beteken leerders, u moet die inhoud ken van hierdie opstel. As u nie die inhoud ken van hierdie opstel nie, dan wat gebeur is dat dan kan u nie 'n rede skryf. So dit is hoekom dit so belangrik is dat u die inhoud ken van die rede is basies net 2, u al net 2 redes het op die einde van die dag. So dit sê vir my, ek staan op 3 sinne al klaar. Dan die derde stap leerders is basies wat ons roep die oriëntasie, verskaf historiese bewyse, watter inhoud gebruik moet word basis. So u gaan op ons noem in die laaste sin oor wat u gaan skryf op die einde van die dagbasis. So leerders, kom ons gaan weer oor. Stap 1 beteken is die standpunt wat jy moet neem basis en die standpunt verwys na die vraag toe basis op die einde van die dag. En daar is 6 maniere hoe ons standpunt moet inneem. Is om saam te stem of nie om saam te stem, en die eerste 2. Onthou dat die vraag word gevra, opsteltipe vraag word gevra op 3 maniere. Die eerste ene is, stem jy saam, stem jy nie saam, dit is 1 vraag. Die ander manier is tot watter mate. Dan die ander manier is die kritiese verduideliking wat jy moet gee op die einde van die dag. En dit is wat goedkeuring of afkeuring kom op die einde van die dag. So as jy weet, daar is 3 maniere hoe 'n vraag beantwoord, dan gaan jy verstaan hoekom ek sê, daar is 6 maniere hoe jy die standpunt kan inneem op die einde van die dagbasis. So net een van het hang af wat 'n tipe vraag word gevra. Dan die rede, onthou leerders, dat die rede is altyd die inhoud. So as jy nie die inhoud ken nie, dan gaan dit baie swaar wees vir u om redes te verskaf as dit kom by die inhoud, by die inleiding paragraaf. Dat die oriëntasie, u gaan kon sê by die oriëntasie oor wat u gaan skryf op die einde van die dagbasis. So leer dit is uiters belangrik dat u moet weet die 3 dinge wat in 'n inleiding paragraaf. So dit maak leerders dat u paragraaf aantreklik lyk al klaar as die inleiding
presies geskryf word basis. Dan, wat is die vereistes basis? In enige opstel wat jy gaan skryf. Eerstens, opstel vraag van leerders om 'n standpunt in te neem, en dit begin by die inleiding basis. En dan moet leerders, as die standpunt ingeneem het, nou moet die leerder nou relevante en samenhengende argument ontwikkel basis. Dit is wat ons roep die Peel-methode op die einde van die dag. So ons gaan die verduidelik later, soos ons deur die les gaan. So jy moet relevante, samenhengende argument ontwikkel basis. Dan hierdie argument wat jy nou ontwikkel leerders, moet ondersteun word met relevante historiese bewyse. Onthou leerders, hierdie vak word geroep geskiedenis. So dit beteken geskiedenis, dit beteken die verlede wat plaasgevind het. Maar in Engels is dit so duidelik, dit word geroep history. So dit beteken dit is iemand se storie wat gesê word. So geskiedenis beteken iets wat gebeur het in die verlede basis. So as ons na die tweede punt kyk, die argument moet ondersteun word met relevante historiese bewyse wat georganiseer en chronologies aan die vraag voorgelê word. So dit sê dat die argument word tentoongestel deur die vraag, deur die inleiding, paragraaf wat jy gaan beantwoord basis. So die argument gaan ons altyd terugwys na die vraag basis. So byvoorbeeld, ek dink as ons later gaan praat oor Vietnam en oor die swart magbeweging en gaan jy meer duidelik weet op die einde van die dag. Dan kom ons kyk na die tipe vraag wat gevra word basis. Verduidelik tot watter mate, dit is die een manier, en hierdie is net 'n voorbeeld. Dit is nie hoe die vraag gevra word nie. Mobutu Sese Seko se politieke, ekonomiese, maatskaplike en kulturele beleid wat hy na onafhanklikheidswording in 1960 in die Kongo ingestel het, was anti-koloniaal van aard. Nou kyk, hier word die vraag nog gevra. Stem jy met hierdie stelling saam, ondersteun jou argument met relevante historiese bewyse. Kom ons gaan na die volgende vraag toe, die derde ene. Die swart magsbeweging het in die 1960 'n militante benadering aangeneem om diskriminasie teen swart Amerikaners in die VSA uit te daag. Bespreek hierdie stelling krities in die konteks van die swart magsfilosofie. Gebruik relevante historiese bewyse om jou argumente ondersteun basis. So hier sien ons hulle bespreek hierdie stelling krities op die einde van die dag. So hier sien ons, stem jy saam met hierdie stelling tot watter. Dit is die drie verskillende maniere hoe opstel tipe vrae gevra word in geskiedenis op die einde van die dag. So leerders, so ons het drie verskillende tipe vrae wat gaan gevra word. In elke vraag moet jy die eerste stap, jy moet die stand inneem, tweede ene rede gee en oriëntasie op die einde van die dag. Nou as jy klaar is met die inleiding paragraaf, nou beweeg jy na die inhoud basis. So met die inhoud, wat moet in die inhoud wees? Dit bevat alle relevante feitelike materiaal, inhoud en moet aan die argumentlyn gekoppel word op die einde van die dag. En dis wat ons sê die Peel-methode op die einde van die dag. Dan die tweede punt is, moet goed gestruktureer wees in 'n chronologiese en cohesive wyse, wat goeie sintese van inligting vertoon op die einde van die dag. Gee voorbeeld van die standpunt om dit te versterk op die einde van die dag. So wat eintlik die inhoudleerders aan die paragraaf onthou leerders as die paragraaf beskryf vir die inhoud. As die 1, as die 2 nie, dis 'n reeks paragraaf. So dit sê dat dit is 'n storie wat jy moet vertel. So jy begin by die inleiding, dan gaan jy na die liggaam toe, of wat ons roep basis die inhoud. Dan as jy na die inhoud, na die liggaam toe gaan, daar is verskillende paragraaf. Nou in die liggaam moet dit chronologies gestruktureer word op die einde van die dag. Dit is baie belangrik, dit moet chronologies gestruktureer word op die einde van die dag en dit moet relevante inligting wees, basis. Dan
Kom ons gaan na die pielmetode sodat u kan beter verstaan wat is die pielmetode. So die P is die punt wat jy maak. So die kandidaat stel die opstel bekend deur 'n lyn van argumentasie te volg, 'n belangrike punt te maak op die einde van die dag. Elke paragraaf behoort 'n punt in te sluit wat die belangrike, so sekere paragrawe antwoord nie die vraag wat gevra word nie, maar dit moet genoem word want dit is deel van die lyn van argument wat gestel word. So elke paragraaf behoort 'n punt in te sluit wat die belangrike punt wat ons noem lyn van argumentasie wat in die inleiding gemaak is te ondersteun. Verduideliking, die kandidaat moet meer in diepte verduidelik wat die hoofpunt behels en hoe dit verband hou met die vraag wat gestel is en dit roep ons argument lynbasis. Voorbeeld, dan moet 'n voorbeeld gestel word. Ons praat van in die paragraaf basis. Die kandidaat moet die vraag beantwoord deur inhoud te kies wat relevant is vir die argumentslyn. Relevante voorbeelde moet gegee word om die argumente ondersteun op die einde van die dag. Dan moet 'n skakeling gemaak word. So die kandidaat moet verseker dat die lyn van argumentasie deur die hele opstel gehandhaaf word en sameaanheging geskryf word. So die skakel word gemaak terug na die vraag toe of die skakel word gemaak na die volgende paragraaf toe. So dit is gesoek die pielmetode op die einde van die dag. En dit is basies wat ons roep die lyn van argumentasie wat plaasgevind word op die einde van die dag. So hier is 'n voorbeeld nou. Ons vat hierdie paragraaf en hierdie paragraaf is 'n voorbeeld hoe die pielmetode geïmplementeer word basies. Die punt, die Black Panther Party is gestig deur Bobby Searle en Huey Newton. So ons praat van die Black Panther Party. Nou verduidelik ons wat is. Hulle was betrokke by die inscenering en ondersteuning van die gemeenskap gebaseerde programme en voedselskemas as ook teen armoede en armoedesentrums. Nou gaan ons voorbeelde noem. Vir 'n verdediging teen polisie wreedheid, gefokus op die sosiale-ekonomiese toestande van Afro-Amerikaners en het ook gemeenskapsoorlewingsprogramme bedryf. Die Black Panther Party het betrokke geraak by straat en patrollie, het polisieaktiwiteite gecontroleer of gemonitor en hulle self verdedig deur wapens te dra, militant en te benader om die aanhoudingspolisie wreedheid en die testering van jong stedelike swart mense te stop basis. Nou die skakel moet nog gemaak word terug die vraag na die volgende paragraaf. En dit is wat gebeur. Dit is verduidelik dat die Black Panther Party selfvertroue binne die Amerikaanse gemeenskap geskep het basis. So nog gaan ons terug na die vraag wat gevra word basis op die einde van die dag. So kom ons gaan nou leerders, ek het 'n voorbeeld gegee op die einde, ek het 'n voorbeeld gegee van die pielmetode, maar uiters belangrik ook, elke opstel leerders het 'n inleiding, liggaam met verskillende paragrawe, en jy het 'n sluitingsparagraaf ook. So ons gaan, soos ons deur die les gaan ons sekere van die temas gebruik, en ons gaan sê afsluitingsparagrafe en inleidingsparagrafe ook het basis. So kom ons gaan gewoon na die inhoud toe van Vietnam basis. Nou leerders dat Vietnam is geval hierdie van die Vietnam oorlog basis. So ons moet weet leerders dat van watter jaar af kyk ons na watter jaar. So ons begin by 1975 tot 19, dit is die eerste fase. Maar uiters belangrik, die agtergrond is altyd 1954 in Geneva was Vietnam verdeel in Suid-Vietnam en Noord-Vietnam. Suid-Vietnam, hulle was basies kapitaliste en hulle het demokraties geoefen, en die Noord-Vietnam leerders, hulle was communiste. So die leier van die Noord was genoem Ho Chi Minh en die leier van die Suid was genoem Nong Dinh Diem. So wat hier gebeur het, aan die syde, soos ons kan sien hier, so hulle sê
Vietnam tussen Suid-Vietnamese leer en communistische beleid in, basis in Suid-Vietnam was daar basis 'n rebelgroep. En hierdie rebelgroep was basis genoem Vietcong. So die Vietcong leerders was basis ook, onthou leerders dat die Vietcong was basis ook die plaaswerkers wat in Suid-Vietnam was basis. So onthou dat Vietcong was mense wat in Suid-Vietnam geleef het en hulle leerders was basis die plaaswerkers wat gewerk het op die einde van die dag. En wat gebeur het leerders in 1963 het Kennedy wat ons roep militêre adviseurs gestuur en ook wapens gestuur na Suid-Vietnam om seker te maak dat Suid-Vietnam word nie 'n kommunistiese land op die einde van die dag nie. En Kennedy het ook wat ons roep in Engels ons sê die safety village policy begin waar hy die Vietcong geïsoleer het van die plaaswerkers, maar dit was nie 'n sukses nie. Hoekom was dit nie 'n sukses die leerders? Want die Vietcong was die plaaswerkers op die einde van die dag. Kennedy was toe doodgeskiet in 1963 en baie belangrike leerders, Lyndon Johnson word toe die nuwe president in Amerika en hy voel toe dat die Amerikaners kan hierdie oorlog in 'n japtrap deurdraf. So dit beteken, deurdraf beteken hierdie oorlog kan maklik gewen word as hulle 'n hele paar troepe na Amerika en na Suid-Vietnam toe stuur. En dit het toe plaasgevind leerders dat ons moet verstaan dat Lyndon Johnson vat toe oor van Kennedy en sy stienings oor die oorlog in Vietnam is totaal en al verskillend van Kennedy af. Maar die Amerikaanse parlement was nie ten gunste dat Amerika moet ten volle betrokke word met die oorlog in Vietnam nie. En die Noord-Vietnamese boot, een van die bode, een van die militêre skepe of boot het toe 'n militêre skip van Amerika aangeval. En na die aanval het Congress is die parlement in Amerika, het Congress toe gevoel dat ja, Amerika kan toe betrokke raak. En soos ons kan sien hierso, hulle praat van 1996. Daar was meer as 500 troepe al reeds gestuur in Suid-Vietnam. En wat gebeur het toe hulle toe die golf van Tonkin afgeteken het Kennedy onmiddellik begin 'n basis wat hulle roep met Operation Range Hand, en dit beteken daar was toe Operation Rolling Thunder wat in toon gestel word. Operation Rolling Thunder, die doel van dit was om die lyn wat die wapens bring, so van Noord-Vietnam deur die buurlande Laos, Cambodia, was daar 'n voetpadjie gemaak. En hierdie voetpadjie was genoem Ho Chi Minh Trail. So Operation Rolling Thunder was in toon gestel om daardie supply lane af te sny op die einde van die dag. Maar dit was nie suksesvol nie, alhoewel die Amerikaanse mense basis meer nog geloods het as wat in die Tweede Wêreldoorlog geloods was op die einde van die dag. En dit het gemaak leerders dat die Vietcong meer en meer sterker geraak het, emosioneel, en basis emosioneel was dit baie sterk, want hulle was ondersteun deur die Vietmin van Noord-Amerika ook op dieselfde tyd. Rusland het ook vir Vietnam ondersteun, China het ook vir Noord-Vietnam ondersteun om hulle wapens te gee op die einde van die dag en ook soldate ook te verskaf aan hulle. En die Amerikaners het toe besef dat dit was tamelik swaar om die vyand te ontdek. En wat hulle gedoen het, hulle toe wat ons noem gatte nog gesprei, so die vliegtuie of die vliegtuie op die helikopters het oor die land gevlieg en hulle het basies die gasse neergestort op die woud
En wat gebeur het is dat daardie gaste het toe al die blare van die bome af verwyder. Maar daardie gaste het toe negatiewe effekte op die Vietnamese mense gelaat. Ja, nie net vir daardie tyd nie, maar ook tot en met nouste tyd ook basies. En dit sê vir my leerders dat die Amerikaners het meer skade gebring in Vietnam toe. En dit het gemaak dat die Vietnamese mense en spesifiek die wet kon hulle die Amerikaners toe begin meer haat op die einde van die dag. Maar Vietcong het toe wat ons roep as 'n surprise aanval geloods op die Amerikaners. En dit het toe gebeur van onthou leerders in Asië in elke jaar by die einde van Januarie het hulle wat ons roep die Tech Festival en dit is waar hulle jaarbasis afsluit. So hulle jaar word nie afgesluit die einde Desember nie, maar word afgesluit die einde Januarie. En 1968 was daar verskillende groot aantal begrafnisse wat plaasgevind het en in die kuste was die wapens en Vietcong het toe 80% persentasie van die stede geoorwin en dit het nou aan basis Vietcong gebehoort op die einde van die dag. En wat toe gebeur het daar leerders is dat dit het toe meer in die harte van die Amerikaners nog geplaas en die Amerikaners het toe begin meer bang raak vir die oorlog in Amerika. En baie van die Amerikaanse soldate was jong en hulle was onervare ook en hulle het nie die land goed geken nie. En die Vietcong het ook sekere metodes gebruik teen hierdie soldate op die einde van die dag, teen hierdie Amerikaanse soldate wat ons roep, hulle het booby traps vir hulle gemaak, hulle het 'n guerrilla warfare in 'n toon gestel waar die Amerikaners geslaap het, dan kruip hulle, dan word hulle bekruip deur die Vietcong. Die Vietcong gebruik messe en besteek hulle op die einde van die dag as hulle opstaan en dan is hulle vriend langs hulle doodgesteek. So daar was different verskillende metodes en die Amerikaanse soldate was gewoond aan die, wat ons sal sê in Engels, 'n conventional type warfare. Maar die Vietcong het dit nie gedoen nie. Hulle het op 'n ander manier die Amerikaners gebeveg. En die Vietcong het ook nie, onthou leerders, die Vietcong het ook nie militêre klere aangehad. Hulle het gewone klere aangehad en dit het die Amerikaners baie deurgemaak op deur mekaar gemaak op die einde van die dag. En die Amerikaners, omdat hulle so vreesbevange geword het vir die oorlog in Suid-Vietnam, het die Amerikaners toe gekom met 'n beleid waar hulle gesê het, hulle gaan nou soek en doodmaak. In Engels sal hulle sê search and destroy missions. En hulle toe beweeg na 'n klein dorpie, My Lai, en hulle het oor die 300 kinders en vrouens onskuldig doodgemaak. Lieutenant Colley, wat in beheer was van daardie mag, het toe was toe gevonnis na 'n lewenlang tronkstraf, maar hy het net 3 jaar gedoen van dit. Die Amerikaanse parlement het toe nie gehou van die oorlog wat plaasgevind het in Vietnam nie, en studente in Amerika het toe ook betoog. Dit was ook die Black Panther Party wat nie daarvan gehou dat swart mense moet deel word van die oorlog in Vietnam nie. So taamlik, dit was die parlement, studente en Black Power wat druk in Amerika toegepas het, Amerika met hulle self onttrek. President Johnson het toe afgestaan as president. President Nixon was gekies as die nuwe president en hy het toe wat ons roep Vietnamization in toon gestel. So Vietnamization leerders was basies waar die Amerikaanse troepe die Suid-Vietnamese leer toegespit het om teen die Vietcong te veg en teen die Vietminh ook. Maar teen 1973 was daar wat ons roep 'n ceasefire geroep, maar oorlog het nog steeds aangegaan. En op die einde van die dag leerders, in 1976 was Vietnam toe verklaar as 'n kommunistiese land. So dit is wat ons roep die inhoud van
hierdie tema wat ons nou net gebespreek het basis. So vir leerders, die is net 'n oorsig oor die inhoud wat jy moet ken op die einde van die dag basis. Dan nog 'n oorsig oor die swaarkragbeweging. So dit is uiters belangrik dat ons moet kennis dra leer die swart mag, die swaarkrag, 'n beweging basis was gestig deur basis Stokely Carmichael, nadat ons moet eers kyk leerders, voor ons na Stokely Carmichael kyk, moet ons eers kyk leerders, hoekom was dit, wat was die rede vir die swart magbeweging op die einde van die dag. So die swart magbeweging was ingestel omdat die burgerlike vryheidsbeweging stadig was om verandering te bring vir die swart mense in Amerika basis. Die swart mense het vergebleef van hulle werksplekke af. Baie babas het onnodig dood gegaan omdat hulle nie omdat tekortkoming was aan basis aan klinieke en mediese fasiliteite ook. Die skole was nie in 'n goeie toestand nie en dit het baie frustrasie gebring tot die swart Amerikaners in Amerika. En Stokely Carmichael, wat 'n goeie vriend was van Martin Luther King Jr., wat deel was van die Student Nonviolent Coordinating Committee, hy was toe gearresteer nadat die James Meredith incident plaasgevind het. En toe hy uit die tronk het kom, toe het hy gesê, dit is tyd nou vir die swart kragbeweging basis op die einde van die dag. En toe hy dit begin noem het hy gevoel dat luister, die swart mense moet begin vir hulle self opstaan. Swart mense moet nie net vir hulle self opstaan, maar hulle moet verenig en saamveg vir die vryheid wat aan hulle toegegeen was in 1863 op die einde van die dag. En dit het toe gelei dat Stokely Carmichael deel gevorm het leerders van wat ons vandag roep die Black Panther Party. So die Black Panther Party was gestig deur Sully en Newton op die einde van die dag. Ek noem net die van Sully en Newton op die einde van die dag. So die Black Panther Party was gestig om die swart Amerikaners te beskerm deur de polisie brutaliteit op die einde van die dag en swart mense te beskerm teen wit mense wat hulle altyd wil seer gemaak het op die einde van die dag. Dan het die Black Panther Party ook 10 punte gehad, maar ek gaan net sekere punte noem. Hulle byvoorbeeld voorskool, naskool het hulle kinders gevoed. Dan het hulle ook leersentrums gehad waar hulle kinders na skool nog gehelp het met skoolwerk basis. Hulle het ook gevoel dat die swart mense nie moet betrokke raak met die oorlog in Vietnam nie. Hulle het ook gevoel dat die regering van Amerika moet meer sosialiese benadering het in Amerika. En dit het veroorsaak dat die FBI ook betrokke raak om basis wat ons sal sê in Engels een box uit te het oor die Black Panther Party basis. So die Black Panther Party het ook wapens gedra om homself te beskerm. En die Black Panther Party basis het gevoel dat swart mense moet reg hanteer op die einde van die dag basis. En leerders, wat ook plaasgevind het hierso leerders, dit is baie belangrik dat ons moet verstaan dat die swart beweging was nie net basis deur Stokely Carmichael nie, maar Malcolm X ook. So Malcolm X was gearresteer in 1952 en was vrygelaat in 1956, maar tussen 52 en 1956 toe hy in tronk toe gaan was hy Malcolm Little. Toe hy uit die tronk het kom, toe was hy Malcolm X. Hy het gevoel dat X was die naam wat gegee was deur 'n wit mens vir sy oupa. En hy het net gevoel dat X beteken, hy weet nie presies waar hy vandaan afkom op die einde van die dag. Maar Malcolm X was deel van die nasie van Islam, en die nasie van Islam was basis dieselfde soos die Black Panther Party. Dit was 'n organisasie basis, en hulle het die vryheid geveg van swart mense in Amerika op die einde van die dag.
Maar Malcolm X het gevoel dat Martin Luther King was sag en hy skud hand met die vyand op die einde van die dag. Hy het gevoel basis dat geweld moet gebruik word om verandering te bring vir die lewens van die swart mense in Amerika op die einde van die dag. So dit is uiters belangrik leer dat ons moet verstaan waarvoor Malcolm X bekend was. En Malcolm X het ook sekere slagspreuke gehad. Slagspreuke leerders beteken sekere woorde gehad, soos byvoorbeeld ballot or the bullet, or by any means necessary. Maar wat ons moet uiters verstaan is dat Malcolm X was aan die begin baie gewelddadig. Hy het ook die wit mense geroep dat hulle is die blou duivels basis. Dit beteken dat hulle oë was blou en hulle was die duivels basis op die einde van die dag. Maar uiters belangrik dat Malcolm X was deel van die nasie van Islam. Toe hy deel vorm van die nasie van Islam, was hulle nie 'n sulke groot organisasie soos die Black Panther Party. Maar omdat hy deel gevorm het van die nasie van Islam, het hy die mees ons sal nie sê arrogant nie, maar hy het die mees belangrike spreker begin word van die nasie van Islam. En ook, hy was ook basis genoem as die vader van die swart kragbeweging op die einde van die dag. Hy het somme die wit man genoem, soos hy basis genoem moet word op die einde van die dag. Dan wat ook gebeur het, is dat Malcolm X het toe gegaan wat ons roep, soos ons al sê in Engels, 'n pilgrimage. So hy het na Mekka toe gegaan, toe hy na Mekka toe gegaan het, dit is 'n plek waar slamse mense gaan, 1 of 2 keer in hulle leeftyd, waar almal wat Islam beoefen, bevind hulle self daarso, en as hulle terugkom, dan sal ons sê, soos die Christene sê, hy is nou bekeer nou op die einde van die dag. Hy het besef dat sy lewe wat hy lei is nie aanvaarbaar nie, en hy moet 'n beter lewe lei op die einde van die dag basis. So toe hy terugkeer na Amerika toe, het die tingwyse verander. So hy het gevoel dat geweld is nie meer nodig, en van in Mekka het hy gesien hoe swart en wit mense saamlewe op die einde van die dag. En die nasie van Islam het hom toe geskort, hy het toe sy eie organisasie beginne en hy is toe doodgeskiet deur een van die mense van nasie van Islam op die einde van die dag. Later, toe Malcolm X doodgeskiet was, betogings in Noord-Amerika en ook in die noorde van Noord-Amerika en ook in Los Angeles en Watts. En die geweld in Watts het basis geduur vir 4 somers, dit sê 4 jaar basis. So dit het begin in 1965 en dit het opgehou in 1996 op die einde van die dag. En President Johnson het toe organisasie nog gestig. En hierdie organisasie het uitvind waarom is daar so baie geweld in Watts. En die aantekening wat gemaak was daarso is dat swart mense se huise is as aklig. Die woonbuurt waar hulle self bevind is aklig. Die werkomstandighede waar hulle self bevind is aklig. Hulle skool is aklig. Basis alles van hulle was onaanvaarbaar. En die kommissie het toe aan President Johnson ingelig dat dinge moet verander vir die swart mense in Amerika, en President Johnson het stadig maar stelselmatig verandering gebring in Amerika. Wat ook bekendgestel word is dat dit is waar die slagsprekers soos bijvoorbeeld Black is Beautiful was in toon gestel op die einde van die dag. En dit is basis wat ons roep die kort en die langtermyn voordele van wat plaasgevind het in Amerika. So leerders, so ten slotte, dit is uiters belangrik dat ons moet die inhoud ken van hierdie temas wat ons nou bespreek het op die einde van die dag. So kom ons gaan gewoon na 'n paar voorbeelde toe, dan gaan ons klaar met hierdie les. Ons het hierso vraag 7. Kom ons kyk gewoon na die vraag. Verduidelik tot watter mate Malcolm X en Stokely Carmichael daarin geslaag het om swart trots onder Afro-Amerikaners in die 1960 te stig. Gebruik die relevante voorbeelde om jou antwoord te ondersteun. Kom ons gaan na die inleidingspart.
Onthou ons het gepraat van die standpunt moet ingeneem word en hier staan vra ons tot watter mate. So nou kan ons sien tot watter mate, tot 'n groot mate was Malcolm X, Stokely Carmichael suksesvol in die instandhouding van van swart trots onder Afro-Amerikaners in 1960. Dit nou gaan ons na die voorbeeld toe onthou, ons praat van die rede. Hierso, dit is die rede. Die is die standpuntbasis op die einde van dit. So die rede is, dit het rastrots, ekonomiese bemagtiging en die skeping van politiek en kulture instellings beklemtoon. Dit is die rede. So nou gaan ons na die oriëntasie toe op die einde van die dag. Oriëntasie. Die volgende paragrafe sal verduidelik hoe Malcolm X en Stokely Carmichael swart trots in Afro-Amerikaners geskep het op die einde van die dag. So, kom ons gaan terug, hier is nou die Peel-metode vir die paragraaf volgens die vraag wat gevra word. Die punt wat gemaak word in die een paragraaf, die Black Panther Party is gestig deur Bobby Sully en Huey Newton. Ons praat hier van trots. Trots en die verandering wat gemaak was. Verduidelik nou die punt wat gemaak is, hulle was betrokke by die insinuering en ondersteuning van gemeenskapsgebaseerde programme en voedselskemas as ook teen armoedesentrums. Voorbeeld, vir verdediging teen polisie wreedheid, gefokus op die sosio-ekonomiese toestand van Afro-Amerikaners en het ook gemeenskapsoorlewingsprogramme bedryf. Die Black Panther Party het betrokke geraak by die straatspolisietering, het polisie aktiwiteite gemoniteer en hulle self verdedig deur wapens tot te gedra, militante en benadering om die aanhoudende polisie wreedheid en tasering van jongstedelike swart mans te stop. Skakel dit is verduidelik, ons gaan uit skakelpunt toe, dit is verduidelik dat die Black Panther Party selfvertroue binne die Afro-Amerikaners geskep het. Kom ons gaan gou na die afsluitingsparagraaf toe. Ten slotte het Malcolm X en Stokely Carmichael in 'n groot mate 'n gevoel van trots by die Afro-Amerikaners in 1960 ingegee. So leerders wat ons kan sien is dit sê ten slotte. Nou kan ons sien also, ten slotte sê vir ons, dit eindig af. Maar nou kan ons ook sien, dit sê, ons noem weer tot watter mate. So dit moet genoem word in die slot afsluiting paragraaf basis. Dan gaan ons na die redes toe. Dieselfde rede wat ons gegee het by die inleiding word weer gevra by die afsluitingsparagraaf. Kom ons lees dit weer. Dit het rastrots, ekonomiese bemagtiging en die skeping van politiek en kulturele instellings gebeklemtoon basis op die einde van. So nou kan ons sien leerders dat die stelle rede wat gegee was by die inleiding word weer gegee as ons kom by die afsluiting basis. Kom ons gaan na die laaste paragraaf toe wat totaal en al wys hierdie paragraaf word nou afgesluit basis. Hulle het toegelaat dat Afrikaner-Amerikaners glo dat hulle trots moet wees om swart te wees op die einde van die dag. So leerders wat u kan sien basis ons in basis 'n oorsig gegee oor vraag 4 en vraag 6 wat gaan gevra word in vraagstel 1 basis. So ons het oorsig ingegee oor wat u moet ken. So basis leerders wat hier moet gebeur is dat as u weer luister na hierdie video wat vir u gespeel word, dan moet u mooi luister na die inhoud wat gegee word. So u moet nou terug na u boek toe, waar die onderwyser vir u notas gegee het in verband met hierdie tipe vraag wat gaan gevra word basis. Van vraag 4 gaan gevra word en vraag 6 gaan ook gevra word basis. Ons het die inhoud gedoen, ons het die inleiding gedoen, ons het die inhoud gedoen en die afsluiting ook en ons het voorbeelde ook gegee vir u. So dit sal u basis in toonstel om hierdie 2 tipe vrae goed te beantwoord op die einde van die dag basis. Leerders, baie dankie dat u na my geluister het en sien u volgende keer. Bye.